Goeiemôre, liewe familie, en dit is my 'n wonderlike voorreg om vanmôre vir julle te groet vir oulaas hier oor die kamera. Met die maatreëls en so wat verslap is in die land en julle sou gesien het hoe die goed verander het nou weer. Het ons as kerkraad die besluit geneem 27ste September maak ons deure oop. Nou ons sal in die week al die detail kommunikeer rondom die oopmaak en hoe jy kan seker maak jy kom dan, maar ek wil graag elkeen van julle uitnooi om na ons eerste diens saam weer terug te kom. Ons sal die reëls moet volg in terme van die distansiering en die maskers en die so aan, maar ons sal duidelikheid vir julle gee in die week daaroor. So raak so lank opgewonde saam met ons. Ek is baie opgewonde om weer saam met julle te kan kerk, om weer saam as 'n familie te kan bykom. So die NG Kerk sê ek maak die 27ste September op en die VG Kerk maak die 11de Oktober oop. So ons is baie opgewonde oor al twee van hierdie wat gaan oopmaak en ek hoop dat julle saam met my ook net so opgewonde is om weer bietjie daai geloofsfamilie te sien en om weer bietjie so tyd saam te spandeer. Ons gaan vandag aangaan met ons reeks in Openbaring en ons maak eintlik amper klaar met die reeks. Ons gesels vandag bietjie oor die brief aan Laodicea en met die tema is ons vir God bruikbaar. Julle sou die prentjie in die week gekry het. En dis waaroor ons bietjie gaan gesels vandag. Maar voordat ons dit gaan doen, net so een of twee goed sê. Ek het nou genoem van die kerk wat gaan oopmaak en dan die tweede ding is 10 Oktober is die bazaar. Julle moet asseblief by julle die hakens uitkom as julle wil betrokke wees, as julle wil help en as hoe julle kan help en so aan. Asseblief maak kontak met die kerkraadslid van jou wijk of met iemand in jou wijk wat jy dink dalk besig is met die goeders. Help ons om dit 'n groot sukses te maak. Ons is baie opgewonde daaroor. Dion gaan aan die einde van die diens gaan hy vir ons 'n paar dingetjies sê en dan so gaan ons nou begin om die detail te kommunikeer met julle oor die volgende paar weke. Ons is baie opgewonde. Ek hoop julle is ook en kom ons help mekaar om hierdie bazaar vir Brittown se NG Kerk 'n reuse sukses te maak. Voordat ons aangaan, nuwe familie, raak rustig daar waar julle is as families en kom ons neem 'n oomblik, ons raak stil voor die Here se voete. Ons raak stil by sy troon en ons bid daar waar ons is, elkeen vir onsself saam of as 'n gesin saam of hoe julle wil maak. Maar kom ons raak rustig voordat ons hierdie diens verder vat. Amen. Nou soos ek sê, gesels ons vandag bietjie weer uit Openbaring 3 vers 14 tot 22 gaan ek vir ons lees. Hierso wat staan: Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal net soos sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Net tot sover. Maar ek wil
vandag bietjie stil staan by hierdie brief, die laaste van die 7 briewe in Openbaring wat Johannes geskryf het. Nou hierdie verse in hierdie gedeelte wat baie duidelik uitstaan is eintlik vers 15 en vers 16 en dis waar ek wil fokus vandag. Ek weet wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie, ook nie warm nie, as julle tog maar net koud of warm was. Maar nou omdat julle lou is, nie warm of koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Hierdie 2 verse het eintlik so half in ons Afrikaanse taal of in ons kultuur 'n standaardverklaring ontvang. Of mense sê dat hierdie 2 verse 'n baie spesifieke doel het, 'n baie spesifieke betekenis het vir ons lewe. Hulle sê dit beteken as 'n gelowige, as 'n kind van God moet 'n mens een van 2 dinge doen. Of jy moet warm vir die Here wees of jy moet ijskoud vir die Here wees. Dit beteken dan die wie warm is vir die Here kom kerk toe, lees Bybel, wees betrokke, bid sonder ophou, is die hele dag met die Here besig en is die hele dag besig om goeie werke te doen. Alles wat daai persoon doen, hierdie persoon wat nou warm is godsdiens. Van die aand tot die oggend tot die aand is jy 'n Christen. As ek so kan sê, jy's 'n warm Christen. Maar aan die ander kant sê hulle beteken hierdie verse koud wees vir die Here beteken om te sê ja, glo. 'n Mens moet daarom glo, maar verder is daar nie regtig ietsie. Om die waarheid te sê, indien jy nie kans sien om warm vir die Here te wees nie, dan moet jy liewers niks doen nie. Dis wat hulle sê. Koud wees vir die Here is beter as niks doen nie, of is beter as lou wees, sê hulle. Nou, hoekom is dit die algemene aanvaarde betekenis? Is omdat dit is mos nou wat die verse sê. Wees liewers warm of koud, moet net nie lou wees nie. Moenie so halfpas probeer werk nie. Halfpad teen die leer opklim nie. Sit of alles in of los alles. Want die Here sê, die mense wat nie warm of koud is nie, hulle wat lou is, sal ek uit my mond uitspoeg. Wat eenvoudig beteken, liewe familie, is dat nie een van ons dit sal maak nie, op daai reël. Nie een van ons sal dit oorleef nie. Want nie een van ons is altyd warm vir die Here nie. Nie in die manier hoe hierdie teks dit gebruik nie. Natuurlik is ons godsdiens, ons geloof vir ons baie ernstig. Maar kan ons sê dat dit altyd vir ons ernstig is? Of die belangrikste saak op die oomblik is? Aan die ander kant is ons ook nie koud vir die Here nie. Ons is nie koud vir die saak van die evangelie nie. Ons staan tog eintlik nooit totaal en al negatief en belangeloos teenoor die Here en die evangelie nie, doen ons? Al dwaal ons partykeer af, al sondig ons weer, is ons nie ijskoud vir die Here nie. Die beste manier waarop ons lewens voor God kan beskryf, dink ek, is dat ons in die meeste gevalle lou is. Ons weet ons kan beter, maar nou sê ons ook, ons doen daarom tog nie niks nie. Ons doen daarom iets, ons neem daarom deel, ons is aan betrokke. Ons lewe verantwoordelik voor God en sy gebooie, ons volg die reëls, maar nie altyd nie. Ons dien God, maar nie altyd soos ons graag sou wou nie. Ons is dus in terme van hierdie teksvers wat ons gelees het, lou. Met die implikasie wat ons hier uitkry, is verby met ons. Ons het geen meer uitkomkans. Want warm is die beste, koud is ook aanvaarbaar, maar lou is glad nie aanvaarbaar. Die Here sal jou verwerp as jy lou is, sê ons hier. Nou, verklaring van hierdie verse op so 'n manier is hoe jy iemand baie vinnig kan so dwing of kan dreig om bietjie wakker te word vir sy geloof. Maar ek wil vandag egter iets anders doen. Ek wil beweer dat hierdie 2 verse eintlik iets heeltemal anders beteken. Veral omdat dit nie, as ons net daai 2 verse lees, nie die hele brief aan Laodicea in ag neem. Ek wil sê, indien ons gaan kyk wat sê die res van die brief,
hoe hierdie stad gelyk het, hoe hierdie prentjie, hierdie konteks gelyk het waarin hulle geleef het, is daar 'n ander verklaring vir hierdie twee verse. Nou die stad Laodicea het 'n paar uitstekende of uitstaande kenmerke gehad. Naby aan die stad was daar warmwaterbronne, soos wat net uitgeloop het. Die water van hierdie bronne het na die stad toe geloop en dis ook wat hulle in die stad gebruik het vir drinkwater. Nou teen die tyd wat dit in die stad gekom het, was dit lauwarm. En dit moes eers afgekoel het voordat die mense dit kon drink. Oor die warmwaterbronne is daar geglo dat as jy in die water gaan sit, dan sal jy van siektes genees word. Nou die ander water, of aan die ander kant van die stad, was daar naby Kolosse, eentjie weg van die stad af, was daar baie koue waterbronne. Aan die ander kant van die stad, die ander naaste water, buiten hierdie warm water, was baie koue water wat reg was om gedrink te word, maar dit was baie ver van die stad af. Nou die boere rondom die stad, aan daai kant by die koue water, het daai water gebruik om die wonderlikste goed te doen. Hulle het 'n spesifieke bok geboer mee, wat hierdie water gedrink het, wat baie goeie wol opgelewer het, en van hierdie wol is daar baie mooi klere gemaak, alles wat baie bekend was, eintlik in die streek. Nou verder het die stad Laodicea ook bekend gestaan as 'n plek waar die meeste oog- en oorsiektes genees kon word in die tyd. Hulle het geglo dat die kalk wat uit die water, uit die warmwaterbronne uitkom, dat hulle daar kon uitsif, hulle het 'n mengsel van dit gemaak, en as mens dit in jou oog of in jou ore aangesmeer het dit jou genees. Nou met hierdie agtergrond van of die regte wêreld van Laodicea, kan ons miskien uit 'n ander hoek uit bietjie kyk na hierdie verse. Want wat sê God nou eintlik hier? Hy sê die warm water by die bronne self kan gebruik word, daar waar dit uitborrel kan gebruik word. Mense gaan sit daar, hulle word gesond, hulle gebruik dit om 'n salf te maak, om siektes te genees. En aan die ander kant is daar baie koue water naby Kolosse, wat daar waar dit is, ook bruikbaar is, want die bokke se wol is dan nou so mooi, en hulle maak die klere, en daai water is drinkbaar. Maar julle, sê daai twee verse eintlik, die inwoners van Laodicea wat tussen hierdie twee bruikbare waterbronne sit. Julle Laodicea is nie vir my bruikbaar nie, sê die Here. Julle is soos die lou water wat by die dorp aankom van die warmwaterbron af. Indien mense dadelik wil drink, gaan dit nie vir jou lekker wees, dit gaan dalk sleg broei, jy gaan dit waarskynlik uitspoeg. Soos dit is daar, soos dit daar aankom, soos dit lou daar aankom, is dit onbruikbaar. Met ander woorde, sê die Here vir die stad, julle is vir my onbruikbaar, soos wat julle is. Vind ons dan nou eintlik verdere bewyse in hierdie brief, dat my verstaan of my verklaring dan vandag waar is? Nee, ek dink so. Hoekom is hierdie gemeente nie meer vir God bruikbaar nie? Vers 17 sê, hulle sê mos, ons is skatryk en ons het niks meer nodig. Ook nie meer vir God. Hulle het so ryk geword, so selfversorgend geword, sulke goeie medisyne en alles reg gekry, baie mooi klere gehad, dat hulle begin sê, ons het nie meer vir God nodig. En daarom sê God vir hulle, kom koop by my goud, die ware rykdom, wat vir ewig sal bestaan. Kom koop by my die evangelie, kom koop by my julle redding. Kom koop by my die wit klere, wat julle nodig het, sodat ek julle sondes kan afwas. Kom koop by my 'n oogsalf, sodat julle kan sien hoe julle my nodig het, sê die Here vir hulle. Die boodskap van hierdie familie, van hierdie brief familie, dink ek handel oor die vraag, is ons vir God bruikbaar? Die warm en koue water is bruikbaar, maar nie die lou water nie. Daarmee kan niks gedoen word nie. Net soos God niks met mense kan doen wat dink of voel dat hulle so welgesteld, so selfversorgend geword het, dat hulle nie vir God nodig het nie. Omdat hulle dink dat hulle nie vir God nodig het nie, dink hulle nie daaraan dat God hulle dalk nodig het nie. So interessant. God
familie, kan natuurlik mos nou sonder ons klaarkom. Dit moet ons mos sê. Want God is almagtig, maar God werk nie so nie. Hy het dit so gekies, dat ons die werk wat Jesus Christus begin het, die verlossing wat hy gebring het, die wonderwerk wat hy gedoen het, die vrede wat hy gebring het, hy het so gemaak dat ons daai werk moet voortsit, dat ons moet aanhou met dit. Dat ons nou, soos hy toe hy nog op aarde was, aan almal om ons God se liefde, genade en verlossing sal verkondig. Met woord en met daad. Met ander woorde, ons moet toelaat dat ons hande, God se hande word. Dat ons oë God se oë word. Dat ons woorde God se woorde word. Ons aanraking in die wêreld God se aanraking. Ons geduld moet God se geduld word. Ons vergifnis moet God se vergifnis word en ons liefde moet God se liefde word. En so wil God ons gebruik. Want dit is die enigste manier, reken ek, hoe die wêreld gaan verander. Hoe die wêreld die werklike boodskap van die evangelie gaan raak sien en gaan begin leef. Nou laat jy toe dat God jou gebruik. Is jy beskikbaar vir God? Vra ek jou vandag. Het jou gemeente, ons gemeente of waar jy is, jou al geroep vir 'n spesifieke ding en jy het geweier? Wat was jou redes hoekom jy gesê het nee, jy gaan nie? Is dit geregverdig of nie? Wat staan in ons pad dat God ons regtig kan gebruik? Het ons werklik al die tekortkominge en gebreke wat ons het, wat ons dink ons het ons werklik al daai goed? En omdat ons van onsself oortuig het, ons het 'n klomp tekortkominge, het ons onsself oortuig dat ons nie vir die Here kan werk nie. Is my tyd, jou tyd, werklik so min dat jy vir die kerk, vir die koninkryk niks meer tyd het nie? Dit, liewe familie, dis die tipe vrae wat hierdie teks vandag in my wakker maak. Wat hierdie teks vanmôre vir my vra en sê, my mee konfronteer. Dit is die vrae wat die Here aan elkeen van ons persoonlik vanmôre vra. Dit is vrae wat jy nie hoef te beantwoord aan ander mense nie. Want hierdie vrae het niks met ander mense uit te waai nie. Hierdie is nie 'n saak tussen jou en jou vriend nie, jou buurman nie. Hierdie is 'n saak tussen jou en God. Ons moet aan hom die antwoorde kan gee. En sy vraag aan ons vandag, familie, is ons beskikbaar en is ons bereid? Is jy bereikbaar of is jy nie? Amen. Familie, kom ons sluit ook net hierdie laaste virtuele erediens af met 'n gebed. Kom ons sluit die oë en ons raak rustig. Liewe Here, baie dankie dat U vir ons gelei het oor hierdie laaste 6 maande. Dat U vir ons gehelp het om nog steeds U koninkryk te kan sien, U heiligheid te kan beleef en om U tyd in die woord te spandeer. Al as ons nie by mekaar in die Here weet ons is gebind in U liefde. Here, help ons ook waar ons nou 'n nuwe fase gaan betree, waar ons weer gaan begin terugkom, weer begin stadig maar seker na normaal toe gaan. Help ons Here dat ons die regte tree gee. Help ons dat ons nie weer die ou foute gaan maak van die verlede nie, maar Here dat ons eerder vorentoe kan beweeg, vorentoe kan kyk en sal aanhou werk vir die koninkryk, vir die vergroting van die koninkryk en vir die verspreiding van die evangelie. Here, seën ons ook in hierdie onbekende week wat kom. En dankie Here dat ons op U kan staatmaak dat U beloftes vir ons so duidelik is. Help ons Here dat ons nooit lou sal wees nie. U is goed en ons loof U. Amen. Goeiemôre almal. Dit is my 'n groot voorreg om met julle 'n bietjie te praat rondom die bazaar. Die 10de Oktober, wanneer is die Deurey bazaar gaan hou, is 2 weke weg van ons af. En dit gaan vir ons 'n baie lekker geleentheid wees. So ons nooi almal uit om ons bazaar by te woon. Dis die eerste een in sy soort in ons gebied, sodat almal van ons in ons gemeenskap 'n lekker dag kan beleef by 'n wonderlike bazaar. So ja, ons nooi vir julle almal en dan laat ons almal gaan betrokke raak by die bazaar. So ja, dit vra ons ook vir julle want ons het almal se hulp nodig om deel te wees. En dan wil ons ook vra dat wanneer jy in jou wijk gaan betrokke wees, dat jy dan in enige wijk kan gee en nie net in daardie wijk
waar jy betrokke is om te werk nie. Ja, so ja, dit gaan vir ons 'n baie lekker dag wees. Ons wil graag ook vir een en almal uitnooi om hierdie dag saam met ons deur te bring en dat ons dan van almal dit 'n onvergeetlike bazaar kan maak en nie net 'n dag wat geld insamel nie, maar dat ons hierdie dag gaan maak dat ons gemeenskap weer 'n slag bymekaar kan kom. So dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om so 'n bazaar vir julle te kan aanbied en dat ons dit 'n groot sukses kan maak. Dit is almal van julle nodig. Baie dankie een en almal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Miras rijkdom, miras mag, as die skoonheid van sterre in die nacht. Miras wat ons ooit op aarde wen, is dit waard, o Heer, om U te ken. Meer as zomer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het hier. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf en dink aan ons, meer as meer as rijkdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nacht. Meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit waard, o Heer, om U te ken. Meer as zomer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys